Right, so is jy op soek na 'n ongelooflike goedkoper opsie vir vervoer vir werknemers op jou plaas? Wel, ek het vir jou die antwoord. Kyk hier agter my, kyk daarso. Hierdie manne gaan ons bietjie vertel van hierdie ongelooflike e-bikes wat hulle het. Kom ons gaan luister bietjie in. Asai, hallo Wesley, hoe gaan dit met jou? Goed en self. Nee, goed, dankie. Vertel my vir my bietjie, wie is julle? Want ek sien nou hierdie pragtige goedjies wat hier staan, maar vertel my bietjie, wie is die maatskappy agter hierdie goedjies? So, ons is Jinping Suid-Afrika. Ons voer hierdie elektriese trikes in seker nou al vir die afgelope 6-7 maande. En ja, ons company is gebaseer in Midrand en ons doen hierdie elektriese trikes. So vertel my nou 'n bietjie van hierdie trikes, want ek weet hierdie een wat hier is, dit is nou die hidroliese een, hy het die hidroliese klap, en hierdie een wat hier is, hy is nou die manual een, hy het die manual klap. Maar vertel my 'n bietjie meer van hulle specs, voordat ons nou kom by hulle tipe goeders. Wat se engine het hy in? Hoe lank hou die batterye? Wat se tipe batterye het hy in? Vertel my 'n bietjie van dit. So, hulle is baie dieselfde, albei van hulle. Jou engine specs, hierdie het 'n 1200 watt motor, hierdie het 'n 1500 watt motor. So die motor is 'n klein bietjie groter. Gewig, die enetjie kan 450 kg dra. Hierdie een kan 540 kg dra. Range op hulle, op 'n full charge kry jy about so 62-65 km op die manual enetjie, op die hidrolies pretty much dieselfde. Ook jy kyk na so 60, maybe 70 km se range, afhangende ook van wat jy op hom actually laai ook. Maar ja, verder die specs is pretty much dieselfde. Niks veel groot verskille tussen die twee nie, behalwe natuurlik vir jou manual en dan jou hidroliese lig op jou bak agterself. Daar noem jy nou iets. Ek sien daai man staan, mooi lyk. Lyk ons bietjie mooi en tel hierdie ding op, dat ons net kan sien hoe werk die hidroliese komponent nou. So hidrolies beteken hierdie klap kan hy nou net so, daar is hy, net met 'n druk van 'n knoppie kom hy nou op en hy gooi uit. Ja, maar dis mos nou netjies. En dan hierso raai ek is nou sy batterye en sy goeters is nou hier onder gestoor. Ja, daai lyk soos 'n hidroliese motor. Hier is die batterye. korrek, yes. Okay. Wat se tipe batterye gebruik julle, want ek weet dit is ook maar 'n groot ding. Hierdie is maar die gel batterye wat saam met hom kom as standaard. 6 gel batterye. Daar is lithium options ook beskikbaar. Maar dit is natuurlik optional extras. As 'n standaard kom hulle maar met die gel batterye met 'n 6 maande waarborg op die batterye self. Res van die trike kyk jy na 'n jaar waarborg op al die bits en bobs en die goedjies wat kan fout gaan. Nou die groot vraag wat elke boer wil weet, hoe lank hou hierdie batterye? Hoe lank gaan hulle vir my dra as ek hulle nou hierdie masjienkie koop? Hoe lank voordat ek hulle moet vervang? Afhangende van hoe erg jy hom gebruik, hoe erg jy hom laai, jy weet op 'n daaglikse basis hoe hard hy gaan gewerk word. Jy kyk enige iets na, ek sal sê 6 maande na 'n jaar. Alright, so vertel vir my 'n bietjie hierdie laaikrag wat agterop is. Hoe affekteer dit sy batteryleeftyd? Jy sê jy kry 70 kg uit hom uit. Sê nou maar hierdie ding is vol gelaai met daai 450 kg op hom. Hoe affekteer dit sy fisiese batteryleeftyd? Kyk, dit gaan jou leeftyd 'n klein bietjie vernou, maar nie drasties nie. Solank jy hom in die aande 'n bietjie gecharge hou en jy cycle hom gereeld, hy staan nie vir lang tye nie gecharge nie en goed soos dit, hierdie batterye sal jou dra wel in 'n jaar in. So hierdie batterye is basies gemaak om mee gewerk te word. Dit is nie Correct. Die batteryleeftyd is nie daar gestel om te sê okay, as hierdie ding leegloop kry jy 70 kg soos 'n goeie bemarker sou sê nie. Dit is as jy met hom werk kry jy 70 kg. Yes, ja, kyk jou batterye moet daar 'n bietjie cycle en hulle moet werk. Hoe kan hulle sê 'n dormant battery gaan eventually sy lewe verloor. So hy moet gecycle word, hy moet gecharge word. Hy moet bietjie in werk gestel word. Alright, soos almal weet nou, elektroniese goeders is nou redelik op die klim. Maar ek weet meeste van hierdie goed het fancy charger kabels en jy moet of ongelooflike hoeveelheid moeite doen om hierdie ding werklik te kan charge by jou huis. Hierdie ding, hoe werk dit met die charging kapasiteit? So hy charge soos enige normale ander charger. Gewone 3-punt plug by die huis. Hy kom met sy eie charger, gewone plug hom net hier in die kant. Lyk amper soos 'n klein ketelkord en dit is hoe jy hom gecharge kry. Geen spesiale toerusting of enigiets soos dit is benodig nie. En dis hoe hy charge en hoe hy aan die gang gehou word. En dan van leeg tot vol, hoe lank vat dit omtrent? Want so 6 na 8 ure vir 'n vol So dis eintlik maar basies kom terug van die werk af, prop hom in, volgende dag as jy begin werk, haal hom uit. Yes, so hy werk redelik saam met jou die dag en jou sisteme. Korrek, hy werk hierdie dag en die aand as jy by die huis kom,
vir die ouens is by die skuur, plug hom in, laat hy oornag charge, hy is reg vir die volgende dag. Dan 'n volgende vraag wat altyd belangrik is as jy hierdie is nou maar vir 'n boer se werknemer op die einde van die dag of 'n speelding vir 'n boer. Hoe vinnig kan hierdie ding gaan? Want ek raai hy het sy spoetjies aan hom, maar jy wil nie hy moet te vinnig gaan nie. Yes, nee, kyk sy topspoed op hierdie ouetjies, jy kyk na so 45 max km/h op hulle. Maar ook ons beveel aan, hierdie is off-road vehicles, glad nie vir pad gebruik nie. So jou km/h op hierdie ouetjies gaan jy kyk na 40 na 45 topspoed op hom. Right, Wesley, baie dankie dat jy met ons gesels het en julle is ook by Nampo as ek dit reg het. Korrek, ja, ons gaan op Nampo wees. Kom maak 'n draai, ons is op stand F14 en F15. So asseblief, kom kyk gerus, kom kyk na ons strikes. Right. So daar het julle dit. Hier agter my is 'n werklike ongelooflike koste-effektiewe manier om jou werknemers te vertrou met vervoer. Buiten dit, hy het ongelooflike draagkapasiteit en ook werklike goeie batteryleeftyd. En as jy 'n missie om hierdie batterye te charge nie, jy kom by die huis, jy sit hom in, jy charge hom, die volgende oggend haal jy hom uit en jy gaan weer aan. As jy meer wil uitvind van hulle, linkie bo, linkie onder of gaan kuier vir hulle by Nampo. En dan ja, dis Farm Space oor en uit.